Jezus, wie het ooit gedink dat 'n Christen gaan vlug na Rusland sy militêre basis toe? Maar dis Babylon. Babylon is gesetel in die weste. En God het gesê, ons kan hom nie. Hoe gaan ons opstaan teen hierdie wêreldmaat? Wie gaan teen hom opstaan? Teen hierdie wêreldgesondheidsorganisasie, wêreldekonomiese forum, die rykste bankiers, die Rockefellers, die Rothschilds, die Petzers, noem hulle almal. Wie gaan? God sê, ek self. Ek sal hom neergooi soos 'n engel 'n steen in die see gooi. So gaan hy hierdie stelsel verwoes. En een van die eerste dinge wat ek voel God gedoen het, is om Ros te hak, want hy gebruik hom as 'n instrument om Babylon flenters te kom skiet. Sy deel daarin. Daar's nog ander, God gaan alles loslaat op Babylon. En dis waarvoor ons vorentoe nog moet uitkyk. Want hier gaan twee elemente in hierdie land wees, soos in ons hele geskiedenis. Is die Babyloniese, die nuwe wêreldorde, die geldou, wat net geld sien en alles vir geld doen, en die geloofsgroep. En dan sien ons daai 10.000 wit tente van die wêreld, want Omsiener sê, ons kom eerste uit. So ons gaan nou almal saam met die wêreld in hierdie ellende in. Wat nog nie was nie, en wat ook nooit weer sal wees nie. Ons gaan saam in. Ons gaan ons eie dinge hê. Maar ons kom eerste uit. Jesaja 60 vers 1 en 2 sê dit so mooi. Wanneer duisternis en donkerheid die aarde en die volke oordek, dan gaan my lig oor jou op. Omsiener se gesig pas presies daarbey. Ons kom eerste uit. Hoekom moet ons, ek sê nou moet, my siening, sodat die Duitse gelowige, in die Franse gelowige, in die Sweedse gelowige, in die Amerikaanse gelowige, dit was Simon nou in Rusland geland het gister in Moskou, die Russiese gelowige weet, wanneer die gelowige vervolg word in die wêreld, daar's profesie wat sê, die wit tente staan in daai land, oor duisende kilometers. En dink vir jou, wat 'n geseënde land gaan ons dan wees, wanneer die massas afkomstig vanuit die noorde, Joël 2, verdryf is, weggefees tot oor die ewenaar, en hulle word vervang en verplaas deur drywe in Frankryk, en Duitse ingenieurs uit Duitsland uit, wat vir beginsel en geloof hiernatoe gekom het, herhaling van ons eie voorgeskiedenis. Dis hoe ons hier gekom het. Vir geloof het ons, ek Duitse afkoms, hier's Hollands, hier's Frans, hier's Iers, hier's Duits, hier's die hele Europa, hele Weste is hier verteenwoordig in die boervolk. En die kern is die geloofskern wat vir die kern. En die wêreld wil altyd daai kern verniel en vernietig. Dan vlug hulle hiernatoe, want die belofte vir daai Christen in Duitsland is dieselfde belofte as vir jou en my in hierdie land. God sê mos vir die gelowige, ek sal na jou kyk. Ek sal jou uitred in benoudheid. Dan gaan hy belofte mos vir die Duitse Christen ook werk. En dit gaan mos vir die Amerikaanse Christen ook werk. Soos 'n vrou eendag ons kantoor bel uit Amerika uit. Baie beskeie, baie selfbewus, sy het 'n droom gehad. En dit het haar ruk gevat om dit met ons te deel, maar sy deel toe, sy sê, want sy vra of ons drome kan uitlei. Sy sê, nee, ons kan nie uitlei nie. Maar vertel hom. Sy droom, sy en haar man en 'n groep gelowiges klim op 'n skip, vlug Suid-Afrika toe, en sy sien wit tente op die kus, aan die westelike kus van Suid-Afrika. En die ou wat met haar praat sê vir haar, mevrou, ek kan nie jou droom uitlei nie, maar kom ek vertel jou van 100 jaar terug se gesig van 'n oomie oor die wit tente wat staan van Suidwes af tot in Kaapstad. Wow. Sy sê, dank, ek het my antwoord gekry. Dis hoekom ons eerste. God het dit so gekies. Ek het daar net 'n ou nog geen sê uit die aard van die saak. Maar Suid-Afrika is gekies. En dan gaan hy Duitser gaan vlug waarheen Suid-Afrika toe, want hy gaan nie meer kan koop en verkoop nie. Wat gaan hy doen? Dan gaan hy of dood gaan. Of God het hom 'n geleentheid en 'n oop deur gegee. Hoeveel van u het in u lewe toe deure gekry? En dan dink jy, daar gaan nie 'n deur oop gaan. Daar is nie 'n oop deur nie. En as jy weer sien, het jy net verder geleef, en daar was toe 'n oop deur. Elke keer. Nou die oop deur, vir wanneer hierdie vervolging oor die wêreld, oor die Christene kom. En ons is daar. In Engeland kan jy nie meer op die straat staan en saggies bid nie. Jy kan nie. Ons het met COVID gesien, jy kom dan na 'n mall toe, jy kon nou na 'n pub toe, waar almal drink en dronk gedrink is, min of meer. Jy kon na musiekfeeste, waar almal dans en skree, met al die speeksel die wêreld vol, verskoon my terme. Jy kon, toe is die kerke nog gesluit.
Ja, dis interessant, né? Kan jy onthou die ortodokse predikers daar in Oekraïne gesleep het in die straat, in Australië? Hulle gaan arresteer het, wat geweier het. Gaan kyk die video's. So dis nou net 'n stapie verder. Of is weer 'n voëlgriep en 'n katgriep en 'n hondegriep en 'n watse virus ook al hulle los. Aapstype griep, ek noem hom sommer aapstype. Monkeypox. Wat ook al. En jy wil nie die inenting vat nie. Die volgende gaan hulle nie meer speel nie. Glo my. Hulle gaan nie meer speel. Hierdie eerste een was net 'n oefenronde. Of hulle sê digitaal. Jy moet volgende week of oor 'n maand van nou af moet jy alles op jou foon hê. En as jy dit nie het nie, en die volgende is die volgende stap en in daai stappe sê jy nee. Het jy probleme? Het jy moeilikheid? Groot moeilikheid. En dis omdat dit gaan gebeur en God dit sien en weet wat hulle bose planne is, dat hy ons beloof het, ek sal die tyd verkort ter wille van my uitverkorenes. Want as ek dit nie verkort nie, sal hulle dit nie maak nie. Sal geen vlees dit maak nie. So ons moet nie hierdie slegte nuus en Rusland se oorlog en die Midde-Ooste se oorlog moet ons nie net sien as slegte nuus nie. Ons besef net nie wat is God op pad om ons van te red in hierdie wêreld nie. Want dis wat hy gesê het, ek sal die tyd verkort ter wille van my uitverkorenes. En ons is besig om daai tydsverkorting te sien voor ons oë afspeel. Dis hoekom Rusland gehaak is en moes uittrek vir die oorlog. Dis maklik. Dit raak nie moeilik nie. Jeremia 30 sê dit vir ons so mooi in die laaste vers. Teen die einde van die dae sal julle dit verstaan. Dis vir my so mooi vers daai. Hoekom gaan ons dit begin verstaan? Want ons sien dit. Ons lees die woord en ons sien dit. Teen die einde van die dae sal julle dit verstaan. Dis my so mooi. Want ons is nou in die dae waar Ros uitgetrek het vir die oorlog. Anders net my aarde, maar hier lees ek dit in Jesegiel 38, 2 keer. My aarde. Sy maatjies. Hier's hulle, kom ons Google 'n bietjie, hier's hulle vandag, min of meer. Dit is toe nou sy maatjies vandag, 2600 jaar later. Wow! Kondig die vrylating van die gevangenes. Want op hierdie oomblik vandag is 'n groot deel van God se kinders en uitverkorenes op hierdie aarde is presies soos daai doodspeler in Jesegiel. Wat dood is, wat lê, wat asem moet kry. Presies dit, 'n herlewing. Wat bring 'n herlewing? In tye soos hierdie, wanneer jy hierdie tye in die woord van God lees. En weet, dit gaan verbygaan, hierdie lelik, ons bring nie net op die lelik nie. Hosea sê ons word die rykste en geseënste land in die wêreld. Hosea 2 sê ek sal jou weer jou wingerde gee daar van die woestyn af. Na ek tot jou hart gespreek het, sê Hosea dan nadat ons 'n verootmoediging gegaan het. Dan veg God saam met ons. Ek sê vir julle vandag, God veg nie nou saam met ons nie. Die mense wat die reg in eie hande wil neem, wapens wil opneem, tyd is verkeerd. Jy gaan teen die strafgerig en die toorn van God opstaan en jy gaan jouself verwoes. Hoor wat ek vir julle sê vanaand. Hoor, dis 'n belangrike waarskuwing hierdie. Hier's 'n proses wat moet afspeel voor ons daar by verootmoediging sal kom en God dan vir ons sê nou sê ek saam met julle. Nou vlug 1000 vir een. Dan verander die hele prentjie. Heeltemal. Maar dis nog baie water wat in die see moet loop. En ons kom eers uit sodat ons geloofsboeties en sissies ook die geleentheid op die aarde het om hiernatoe te kom in veiligheid. Die Bybel sê dit so mooi, vreemdelinge sal jou mure bou, jou wingerde vir jou werk. Ou vra my enige appie dan, ja, wie gaan nou my wingerde vir my snoei en my wingerde werk? Ek sê daai Franse wynboer. En hy gaan vir jou sê as jy hierdie trossie soet nou, dan kry jy nog soveel korrels by. En as jy dit so doen, ja, want ons gaan die rykste geseënste land. Hosea sê ons kry minerale wat ons nie geweet het ons het nie. Die ou wat ek nou van gepraat het uit die Midde-Ooste uit. Ja, hy het met my gesels oor daai minerale wat ons nie geweet het ons het nie. Hy het met my gesels daaroor. Baie interessante gesprek. Want hy is een van die topouens. En hy was in 'n vergadering in 2013 van my. Toe hoor hy Hosea se gesig, hoor ons gaan minerale kry
wat ons nie geweet het ons het nie. En hy, dis sy veld. En toe begin hy op 'n paar baie oulike goed. En dis 'n professionele, dis nie ou wat duimsuig nie, daar's 'n paar van hulle in die wêreld wat op sy vlak is, 'n paar. Wat die kennis het van die minerale en regte in Suid-Afrika. En toe hy die profesie hoor, want dis nou sy veld. Van ons word die rykste geseën se land ter wêreld, ons kry minerale wat ons nie geweet het bestaan nie. Toe lei sy kloppie, want dit is sy beroep, dit is sy spesialiteit. So ons is in vir wonderlike tye. Jy kan hy profesie gaan lees, my maat. Sefanja 3 is baie duidelik aan die gemeente aan die ander kant die rivier van Kus, dis die boere. Dan noem hy ons nog 'n paar ander name en hy selfe Sefanja 3, lees hom net verder aan. Sion, oorblyfsel van Israel, dogter van Jerusalem. Hy praat nog by dieselfde groep aan die ander kant die riviere. Die skille sal in die laaste dae van die mense se oë afval. En ons gaan besef hoe ons mislei en bedrieg is oor baie jare. En ons weet nie eens meer wie ons is nie. Almal weet wie se. 'n Indiër sê vir my daar in vereniging eendag toe ek 'n ou Isuzu 2.5 bakkie by hom koop. Hy skatryk langs die ou tweedehandse plek waar ek nou maar koop. Is 'n klomp sportkarre en 'n glasvensters. Hy's skatryk. En toe hy daar sit en ek en hy begin praat oor hy Arabiese skrifte teen sy mure. Toe sê hy vir my, ja, maar hy is ook 'n kind van Abraham. Toe dog ek, okay, die ou weet hy's van Abraham. Ek weet nie. Ek hoop nie, hy vra my nie. Maar uit wat hy toe sê, hy sê uit Ismael. So hy weet hy's Ismael. Ek weet nie wie's ek nie. En hoekom weet ek nie? Ek gaan nie in hierdie dinge ingaan nie. Die vraag is, hoekom weet ek nie? Hoekom weet 'n ou wat karre verkoop in vereniging? Hy kom van Ismael. Hoekom is dit van my weggehou? Want dis ons al afleiding wat ek kan maak. So ek vir jou vra van waar af kom jy, dan gaan ons vir mekaar sit en kyk van nee. Seker maar van Adam af. Dit moet wees. Want daai beloftes is verseker is. En dit sê nie daar kan ander nie bekeer. Dit het niks met dit te doen nie. As God sê ek gaan met Esau dit doen, dan gaan hy dit mos met Esau doen. En as hy sê ek gaan met Egipte dit doen, dan gaan hy dit mos met Egipte doen. Hy sê vir ons wat hy moet verskillende entiteite gaan maak aan die einde van die dag. En daai entiteite is afgebreek dat ons weet nie eers meer. Wie is die Galdeërs, wie is? Jy weet nie eers meer nie. Maar staan geskryf. En ons is nou in hy tyd waar dit presies nou tot uitvoering gaan.